ek gaan almal vra dat julle net hier voorkom sit, dan is ons almal bymekaar. Dan kan ons 'n lekker koor vorm. Nee, ons weet mos nou, ek moet sê dit help my nogal, partykeer. Julle weet hoekom het die ouderlinge en die diakens altyd hier so voor in die kerk gesit, nê? Sodat hulle kan kyk wie van die mense is nie hier nie. So begin ek almal se plekkie nou al te ken. En 'n hele klomp wat nou nie is vanoggend nie, weet ek is weg met vakansie. So ons hoop almal reis veilig en hulle kom weer veilig terug. Daar is nie baie afkondigings nie. Dinsdag 9 uur hier by ons het ons gelofte diens. Dit is gelofte dag en versoeningsdag wat dit nou al vir seker 30 jaar versoeningsdag is op ons kalenders, maar natuurlik is dit nog steeds gelofte dag ook. So ons het ons erediens 9 uur die oggend hier in die kerkgebou. Ek weet nie, ek dink amper ons is die enigste NG gemeente wat nog 'n gelofte diens hou. So almal kom maar hiernatoe. So as mense vir julle vra, julle is welkom om hulle te nooi. Dan natuurlik het julle gesien die Kersdag diens is 8 uur die oggend. Dis bietjie vroeër as normaalweg. En dan het ons nie regtig veel ander afkondigings nie. Kerkkalenders is al gedruk vir volgende jaar, maar die kantoor is nou gesluit. So as julle 'n kalender wil hê, praat met my of met oom Des. Ons sal reël dat ons vir julle eene kan kry so lank. Anders kan julle vroeg in die nuwe jaar hier van die 5de Januarie wanneer die kantoor oop is, kan julle vir julle by die kantoor kry. Een ding wat julle gaan sien op die kalender, waaroor ek baie opgewonde is dat ons volgende jaar sodra die skole begin het, gaan ons weer begin met aanddienste. So dit gaan 5:30 in die aande wees. Dit sal heel moontlik in die groot saal wees. Heel moontlik in die groot saal. En soos wat ek al voorheen gesê het, dit is vir al die jong mense, so almal onder 100 is welkom. En ons sal heel moontlik in die aand dan ook die oggend se tema behandel, maar met so 'n bietjie van 'n anderste aanslag en 'n bietjie anders kyk na sekere van die dinge in die boodskap. En dit is ons afkondigings. Wat ek wel wil vra ook is, daar is heelwat van ons mense wat nou al vir 'n paar maande sukkel met gesondheid. Ons het 'n klompie mense wat onlangs gegaan het vir operasies. Hou hulle asseblief in julle gebede. Wanneer jy in die oggend of in die aand vir die Here dankie sê vir alles wat hy vir jou gee, wees ook dankbaar dat hy saam met hulle is en vra hom om spesiaal saam met hulle te wees en bid ook vir hulle. En hulle families wat altyd daar is vir ondersteuning. Ons weet dis nie altyd maklik nie. Terwyl ons dan nou so bymekaar is, moet ons besef ons is hier nie omdat jy sommer maar net vanoggend opgestaan het en gedink het, jong, hoe gaan ek nou 'n uur verbykry nie. Jy het opgestaan met die gevoel binne in jou dat jy hierheen moet kom om te kom hoor wat die Here dalk vir jou vandag wil sê. En so is ons in sy teenwoordigheid. Die Here is natuurlik oral, altyd teenwoordig, maar wanneer ons so bymekaar kom, dan seën hy ons spesiaal met sy teenwoordigheid. So daar waar jy sit, wil ek hê ek gaan vir ons laat ons 'n lied speel wat julle ken. Hy gaan net so 'n bietjie anders klink. Maar dat jy so in sy teenwoordigheid net vir 'n oomblik sal stil wees. Ek weet nie wat gaan aan nie. Ek dink my battery is dalk pap uit gevibrate hierso. Ek sal nou kyk. Maar kom ons sit net so. Sluit jou oë as jy wil. Anders kan jy na die skerm kyk. Die woorde gaan ook daar opkom, maar ek dink ons ken dit. En kom ons word net vir 'n oomblik rustig in God se teenwoordigheid.
Bid saam. Here, hoe wonderlik dat ons so met opgewondenheid kan uitsien na Kersfees. Die dag wanneer ons u geboorte herdenk, die dag wanneer u mens geword het, u self heeltemal leeg gemaak het van u goddelikheid, om as mens te kom, om onder ons te kom woon, om deel te word van alles wat ons is en het. En ook, Here, om uiteindelik as mens die straf vir al die mense op u te neem. Dit vul ons met verwondering. Dit vul ons met vreugde. Maar dit vul ons ook baie keer met skuldgevoel. Want Here, ons moet erken, ons leef nie elke dag soos wat ons moet leef nie. Here, baie dankie dat u ons nooit alleen los nie. Dat u altyd moeite doen met ons. Dankie dat ons ook u lof kon besing nou. Want Here, dit is waarlik in tye soos in hierdie erediens wanneer ons weer besef dat alle lof en alle eer kom u alleen toe. Daarom in ons saam wees nou, wanneer ons uit die woord uit ook gaan lees, Here, seën dit. Seën elke persoon hier, ook die wat nie hier kan wees nie. Here, waar u woord verkondig word oral, wêreldwyd, mag dit waar wees. Mag dit skrifgetrou wees. Mag u self in mense se harte spreek. Here, ons dink vanoggend ook aan baie van ons lidmate, dalk ook familie, vriende, wat deur baie moeilike tye gaan. Ons is bevoorreg om hier te kan wees vandag, om hier te kan sit, om dalk 'n bietjie moeite te kon doen om hier te wees. Maar Here, baie ander mense het nie eens daardie voorreg nie. Wil u ook so met hulle wees. Maak hulle bewus van u teenwoordigheid en die liefde en die genade. Here, seën ons nou in Jesus se naam. Amen. Ons het nie vanoggend 'n kindermoment nie, want ek het sommer my eie insig gebruik en geraai en gesê hier gaan so min van hulle wees. En al wat ek in elk geval met hulle sou doen is ek sou laat ons net sit en wag. Ons sou hier op die grond gesit en wag het vir Kersfees. Dit sou dalk 'n bietjie lank gewees het om te wag, maar partykeer wag ons maar en ons raak ongeduldig, nê. Ons raak ongeduldig met 'n hele klomp goed. En baie keer ook as ons veral soek na antwoorde, wanneer dinge in die lewe moeilik raak, dan gaan soek ons antwoorde. En dan raak ons ongeduldig. Ons raak ongeduldig omdat die antwoorde wat ons kry is nie die antwoorde wat ons verwag nie. Of ons raak ongeduldig want ons kry nie antwoorde nie. En ons moet verder wag. En so gaan ons vanoggend lees uit Matteus 11 verse 2 tot 6. Die van julle wat op die 1 Desember 2024 hier was, sal onthou ek het daai dag uit dieselfde teks uit gelees. Selfde skrifgedeelte. En ek het gepraat oor Johannes wat ook verwag het. En ek het vir julle gesê verwag die onverwagte. Maar baie van julle gaan dalk nie so lank terug onthou nie. Ek gaan nie verlede jaar se preek weer vir julle gee nie. Maar kom ons lees eers saam en dan hoor ons wat die Here vir ons sê uit sy woord. Toe Johannes in die tronk verneem dat wat Christus alles doen, het hy sy disippels gestuur om hom te vra: "Is u die een wat sou kom? Of moet ons iemand anders verwag?" Jesus het hulle geantwoord: "Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en verlamdes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan die armes word die goeie boodskap verkondig. En gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem nie." Ons is op die drempel van Kersfees. Maar die pad daarheen, soos wat ons weet, die res van die lewe ook maar baie keer is vol twyfel. Ons het verlede jaar juis nagedink oor Johannes die Doper se onvervulde verwagtinge. Die profeet wou, soos ons verlede week gehoor het, toe hy die Fariseërs en die Sadduseërs aangespreek het, hy wou die byl daar teen die stomp sien. Hy wou vuur sien. Hy wou sien dat Jesus kom
met oordeel en met mag. En dan kry hy genesing en hy kry liefde. En vandag moet ons nou erken dat selfs al sien ons die teken dat Jesus die een is die vrae nog steeds baie keer in ons harte, daai vrae wat aanhou spook. En dan wonder ons baie keer hoekom is die wag so lank? Hoekom lyk die wêreld nog soos wat dit lyk? Hoekom lyk dit nog nie soos die koninkryk nie? En die vraag is nie of ons twyfel nie, maar hoe volhard ons in hierdie wagtyd? Hoe volhard ons in aktiewe hoop? Wanneer ons nou al siek en sat is om te wag. En wanneer ons al siek en sat is van onsekerheid in die lewe. Maar miskien moet ons eers stil staan by hoekom Johannes getwyfel het. Want hy het die skrif geken. Hy het presies die woorde wat Jesus ook aanhaal om hom te antwoord, het hy dalk gedink aan Jesaja 35. Ons lees dit eers saam en dan probeer ons verstaan hoekom Johannes getwyfel het. En dit is Jesaja 35 verse 1 tot 10. Laat die woestyn en die dorland hulle verheug. Laat die Araba juig en blom soos 'n tulp. Laat dit welig blom en juig. Ja, met 'n gejuig en 'n gejubel. Die heerlikheid van die Libanon word daaraan gegee. Die glansrykheid van Karmel en Saron. Hulle sal die heerlikheid van die Here, die glansrykheid van ons God sien. Maak die slap hande sterk, versterk die wankelende knieë. Sê vir die wat angstig is, hou moed, moenie bang wees nie. Kyk, hier is julle God, die wraak kom. Die vergelding deur julle God. Hy is die een wat sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van die blindes oopgaan. En die ore van die dowes sal oopgaan. Dan sal 'n verlamde spring soos 'n wilsbok en die tong van 'n stomme sal jubel. Want in die woestyn sal water uitbars, strome water in die Araba. Die uitgedorde grond sal 'n vlei land word, 'n dorsland vol waterbronne. Op die lêplek van jakkalse waar hulle gaan lê het, sal daar gras met kalmoesriet en papirus wees. Daar sal 'n gebaande weg, 'n pad wees. Die heilige pad sal dit genoem word. Onreines sal nie daarop verbygaan nie, maar dit sal vir die wees wat op die pad hou. Sotte sal nie daar ronddwaal nie. Daar sal geen leeu's wees nie en roofdiere sal daar nie kom nie. Hulle sal nie daar aangetref word nie. Die wat losgekoop is, sal daar langs gaan. Die wat deur die Here vrygekoop is, sal terugkeer. Hulle sal in Sion aankom met jubelkrete, met ewige vreugde sal hulle gekroon wees. Blydskap en vreugde sal hulle oorweldig en verdriet en 'n gesig sal wegvlug. Ja, Johannes het hierdie tipe herstel verwag. Onmiddellik, groot en impakvol. Wraak, uitwissing van alles wat sleg is in die wêreld. Ag, hoe wens ons ook nie maar soms dat dit kan gebeur nie. Kan die Here nie maar gou kom nie? Kan hy nie maar kom en alles wat boos is uitwis nie? Ten minste dan net in my lewe. Kan ek nie ook weer gevul word met blydskap en vreugde nie? Onvervulde verwagtinge. Verlede jaar het ek juis gesê, God voldoen nie aan ons verwagtinge nie. Hy voldoen nie altyd aan ons verwagtinge nie. Hy oortref dit altyd. Jesus gee aan Johannes die antwoord. Hy sê vir die mense, gaan nou vertel vir Johannes, gaan sê vir hom wat julle hoor en wat julle sien. Blindes sien weer, dowes hoor, verlamdes loop, dooies word opgewek. Hierdie sigbare tekens van herstel is ons bewys. Partykeer kom dit gou, onmiddellik. Partykeer vat dit lank. Partykeer moet ons maar wag daarvoor. Jesus se antwoord aan Johannes was die vervulling van die hoop
wat God se profete honderde jare van tevore al reeds gespreek het. Jesus sê, kyk, kyk na die tekens van herstel en vreugde. Want Jesaja 35 skilder vir ons hierdie visie van die Messias se koms. Die woestyn blom. Waar daar chaos en dorheid was, sal die woestyn en die dorland juig en blom, soos die lewe. Die Here bring lewe waar daar dood was. Wanneer ons gaan lees in Efesiërs 2, dan sê Paulus juis ook, julle was dood. Julle was dood as gevolg van julle sondes. En hy noem al hierdie dinge, en hy sê, maar God het dinge kom verander. Jesus het gekom om dinge te verander, om lewe te bring. En hy bring herstel. Die blindes sien, die dowes hoor, die krepeles loop. En hierdie tekens bevestig, die koning het gekom om dit wat stikkend is, weer te kom heel maak, om dit te kom herstel. Nie net om die slegtes te verbrand nie, nie net om alles wat boos is net uit te wis nie. Hy het nie aan ons verwagtinge voldoen nie, maar hy het die dieper behoefte van herstel in ons menswees kom aanspreek. Mense wat nie vir Jesus kon sien nie, sien skielik. Hulle sien skielik die werk wat hy in hulle lewens mee besig is, sien hulle raak. Mense wat nie wou hoor nie, hoor skielik weer hoe lief God hulle het. Ja, ons moet erken, soms wil ons ook nie hoor nie. Want partykeer moet ons hoor wat ons nie wil hoor nie. Soms moet ons hoor dat dit alles nie net oor onsself gaan nie, maar oor God se liefde vir die hele wêreld. Selfs die mense waarvan ons nie hou nie. Selfs die mense wat ons haat. En dan moet ons ook hoor dat ons nie veronderstel is om enigiemand te haat nie. Mense wat verlam was in hulle eie gemak en selfregverdiging, moet begin opstaan en loop op God se pad. Mense wat niks kon of wou sê oor Jesus nie, begin skielik te getuig van hom. Hierdie is ons hoop van vandag. Daar is tekens van God se herstel oral om ons. Ons sien dit in mense se lewens wat verander. In die lig wat skielik deur die duisternis breek. En dit sien ons elke dag. Wie van julle, as julle nou mooi sit en dink, as jy so 'n bietjie gaan terugdink oor hierdie jaar, dink aan 'n verhouding wat dalk sleg was en wat nou al beter is. Het jy gesien hoe die ander persoon gegroei het? Het jy gesien hoe jy dalk self gegroei het? Dink aan jou verhouding met die Here. Hoe het dit dalk ook herstel? Hoe het jy nader aan die Here gekom? Hoe het jy opgestaan van dit wat jy gedink het jy nooit sal van kan opstaan nie, en begin om die pad van die Here te stap? Sien jy dit? Sien jy die tekens? Of is jou oë nog gerig op die donker? Johannes, goeie mens wat hy was, wonderlike profeet van God wat hy was, hy sit in 'n donker sel. En sy menslikheid neem oor. Hy sien net donker. Hy sien nie die herstel wat hy verwag het nie. Op die donker hoekie van die lewe het God net nie voldoen aan sy verwagting nie. Maar buite die tronksel, in die woestyn, is dit besig om te blom. En is God besig om genesing en liefde te bring. Twyfel
se grootste gevaar is dat dit ons laat hoop soek by mense of by aardse krag. Sodra jy begin twyfel in wat die Here beloof het, sodra jy begin twyfel in God se woord, sodra jy begin twyfel in die werk wat die Here nog altyd mee besig is in jou lewe, dan begin jy antwoorde soek op ander plekke. Dan begin jy ook die vraag vra, is hy die een wat moes kom of kom daar nog iemand? En as jy jou krag en jou raad op ander plekke gaan begin soek, dan sal jy teleurgestel word. Ons verloor geduld wanneer ons die onvermydelike falings van mense begin sien. In Psalm 146, wat ons vroeër gelees het, trek weer ons oë weg uit die donker sel uit en rig dit God se werk in ons lewens. Op God se onveranderlike trou. In vers 5 en 6 het ons gelees, gelukkig is hy wie se hulp die God van Jakob is, wie se hoop die Here sy God is wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly vir ewig. God is die koning wat reg sal laat geskied aan die verdruktes, wat die blindes se oë sal oopmaak. Hy is die God en die koning wat vir ewig regeer. Die rede waarom ons kan volhard dan is nie omdat ons sterk is nie, maar omdat hy getrou is. Hy is die enigste anker wat ons teen die storm van twyfel vashou. En dit is hierdie getrouheid wat die onverwagte verrassing van Kersfees moontlik gemaak het. En dit is ook hierdie getrouheid wat sy wederkoms verseker. Want wanneer ons in God se onfeilbare trou geanker is, ontvang ons die krag vir die laaste en die moeilikste opdrag, en dit is hierdie volharding in geduld. Jakobus spreek die mense in sy tyd aan wat ook maar moeg was en wat vir mekaar begin eintlik verontreg het deur hulle teleurstellings. Hulle het ook baie soos Johannes die Doper gesit en gesê, maar is dit regtig? Was hy regtig die Messias? Want kyk hoe lyk die wêreld. Hoe verander niks nie. En wat begin hulle te doen? Hulle begin kla. Ons sien dit vandag nog. Ek lees net verse Jakobus 5 vers 7 tot 9. Dan sê Jakobus vir hulle: "Wees geduldig, broers, tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot die vroeë en late reëns geval het. Wees dan geduldig. Staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie geoordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur." Ons kla maklik, nê. Ons kla so maklik oor baie dinge. Dit was my so goed gewees, net vanoggend toe staan ek met iemand in gesels en toe sê hy vir my, ek wil nie nou kla hieroor nie. Ek wil nie nou kla hieroor nie. Ons weet dinge is nie reg nie. Ons weet baie dinge in ons lewens, baie dinge in ons land, baie dinge in ons dorp, in ons skole, waar ook al, is nie reg nie. Jakobus sê, moenie kla nie. Moenie kla oor ander mense nie. Moenie heeltyd hier by mekaar en oor 'n neel en murmureer nie. Hy sê wees geduldig soos die boer. Wees geduldig soos die boer. Die boer het geduldig gewag vir die kosbare vrug van die land. Die reën en die oes wat hy nie self kon skep nie. Want ons moet besef, elke liewe dag in ons lewens plant ons net die saad van geloof. En dan leef ons in hoop. Terwyl ons uiteindelik die volle vrug van Christus se heerskappy verwag. Moenie kla nie. Twyfel sal ons baie maklik lei, juis tot negativiteit en 'n murmurering. Maar die hoop van die Messias roep ons op tot eenheid
en positiewe verwagting. Want die koms van die koning is naby. Die bewyse is gesien. Die koning is getrou en daarom moet ons volhard. Ons wag, soos ek al baie gesê het, is nie 'n passiewe wag nie, maar 'n aktiewe, vreugdevolle volharding in die vrede wat Jesus reeds gebring het. En dit moet ons besef. Dit is hoekom ons Kersfees vier. Ons wil baie kere dink, maar ons vier nou maar net Kersfees wanneer die Here het gekom en dan hopelik sal na Kersfees gaan dinge alles weer beter wees, want ons vier dit dat die Here kom, asof hy nou weer kom op Kersfees. En dan gaan dinge nou reg wees. Hierdie keer gaan dit reg wees. Laas jaar het dit nou nie so gewerk nie, maar hierdie jaar gaan dit nou reg wees. En daarom maak almal natuurlik ook nuwejaarsvoornemens en sê hierdie jaar gaan 'n beter jaar wees. Koning het reeds gekom. Die vrede is reeds vrylik geskenk aan almal. Hy het nie gekom soos Johannes verwag het nie. Hy het nie gekom soos baie van ons nog steeds verwag nie, maar hy het gekom op 'n manier wat ons dit die nodigste gehad het as Immanuel, God met ons. Johannes het die antwoord gekry. Gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem nie. So hierdie Kersfees moenie toelaat dat die twyfel van die tronk jou vreugde steel nie. Miskien sit jy in jou eie tronk. Tronk wat jy maar vir jouself geskep het in jou gedagtes. Moenie daar in jou donker hoekie bly sit nie. Moenie dat dit jou vreugde steel nie, want ons het die tekens van herstel gesien en ons sien dit nog steeds elke dag. Ons ken die getrouheid van ons Skepper. So hou op kla. Trek die hoop aan en volhard geduldig. Want die wonderbare raadsman, die vredevors het gekom om die dorland van ons lewens te laat blom. Ons leef in die tyd van God se herstel. Ons wag met kinderlike verwondering op die volle vrug van sy koms. Amen. Kom ons bid saam. Getroue God, Skepper van hemel en aarde. Ons dank U vir die eerlikheid van Johannes se vraag en die krag van U antwoord. Ons bely dat ons net soos Johannes dikwels twyfel wanneer U metodes en U tydsberekening nie by ons verwagtinge pas nie. Ons raak moeg verwag en ons verloor perspektief op die tekens van U herstel. Vader, ons vra dat U ons in hierdie laaste dae van Advent sal anker in U ewige trou. Open ons oë sodat ons die sigbare tekens van U herstel kan sien. Die woestyn wat blom, die blindes wat sien en die evangelie wat aan die armes verkondig word. Gee ons die krag om die opdrag van Jakobus te gehoorsaam, om geduldig te volhard en om nie teenoor mekaar te kla nie. Vervul ons met 'n blydskap en hoop wat ons in staat stel om aktief te wag op die volle vrug van U koms. Mag ons in die weke wat voorlê nie aanstoot neem aan U vredevors nie. Maar mag ons met kinderlike verwondering die lig en die hoop van Immanuel ontvang. Amen. Daar gaan kollekte by die deure opgeneem word. So ons gaan afsluit met 'n baie bekende lied, lied 177, maar ons gaan die rooi jeugsangbundel sodat ons altyd die verse kan saam sing en ons moet erken Jesus is groot bo almal. Wanneer ons begin besef dat hy die herstel bring in ons lewens, wanneer jy in verwondering staan teenoor hoe hy nog steeds partykeer vir ons lief is, vir die hele mensdom, dan besef ons, hy is groot bo almal en hy is Immanuel,
God is met ons. So kom ons staan en dan sluit ons af. Geliefdes, gaan nou in vrede as mense wat die bewys van die Messias gesien het. Mag die God wat hemel en aarde gemaak het, u herinner dat hy trou bewaar vir ewig en dat hy u anker is te midde van twyfel. Mag die sigbare tekens van herstel wat Christus gebring het, u aanmoedig om met vreugde en sonder klagte te volhard tot die koms van die Here. En mag die vredevors u rig, sodat u lewe 'n getuienis mag wees van die blommende hoop wat hy in die dorste plekke van die wêreld vestig.